vers 30. Toe was ek 'n kunstenaar naas die Almagtige, naas die Skepper, 'n kunstenaar. En ek was dag per dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond. En my verlustiging was met die mensekinders. En Vader skep mense kinders. En wat het hulle? Wysheid en verstand. En wat stel wysheid en verstand ons in staat om te doen? Alles wat ons doen. Ons bou, ons skep, ons vervaardig, ons onderhou, ons beskerm, wysheid en verstand, met Vader se skepping. En wat sê wysheid en verstand? Ek het gespeel op die wêreld rond, en my verlustiging was met die mensekinders. Elke keer as ons wysheid en verstand toepas, is dit 'n verlustiging van wysheid. Maar weet ons, wysheid is nie 'n persoon nie, maar God is wysheid. 9 vers 10 sê, die beginsel van wysheid is die vrees van Jahwe en kennis van die Heilige is verstand. Dis wat dit is nie 'n persoon nie. As hy praat van sy, is nie vroulik nie. Dis net 'n vergelyking. Dis net 'n manier van praat. Wat is wysheid? Die beginsel van wysheid is die vrees van Jahwe. En kennis van die Heilige is verstand. En die mensekind beoefen dit. Waar kry ons dit? By die Almagtige, want hy is wysheid en verstand. Hoe het hy geskape? Presies. Ons bly in 'n vervloekte skepping. En ons verwonder ons. Hoe gaan dit nie lyk as Yeshua hier regeer vir 1000 jaar nie? Maar selfs nou, jy kyk na wilde diere, jy kyk na 'n koedebil, en jy dink, wat 'n kunswerk. En jy sien 'n dier wat jy nog nooit gesien het nie, hy's eerster in 'n woud in Suid-Amerika, en jy dink, die detail, die volmaaktheid, en mense sien hom nie eers nie, en jy sien 'n blommetjie wat net op die hoogste berg groei, waar niemand ooit kom nie, en jy dink, wat 'n detail, wat 'n kunswerk. Hoekom doen Vader as niemand dit sien nie? Hoekom doen hy dit? Hy's 'n kunstenaar. En wat is diep in die see? En ons weet dit nie. En wat is buite die ruimte as ons toe gaan? En ons weet dit nie, maar hy het dit geskape. Ons kyk na die sterre, hoe hulle in hulle bane beweeg. Hulle gaan nooit uit. Hulle is presies reg. Ons kyk na swaartekrag, hy verskil nooit nie. Bly dieselfde. Voet van lig bly dieselfde. Die afstand van die son af na die aarde toe, presies reg. As hy bietjie nader was, almal doodgebrand. As hy bietjie verder was, is almal verklein. As die aarde te stadig gedraai het, dan het hy te warm geword. Dan die son jou doodgebrand. As hy te vinnig gedraai het, het hy te koud geword. Dan het ons alles perfek. En dan sê hulle is toevallig. Dit is 'n absolute belediging teen die Skepper. En daai mense wat dit leer en verkondig, hulle sal eendag hulle tonge wil afbyt. In plaas van dat hulle die Almagtige verheerlik het oor sy insig en sy wysheid en sy verstand met die skepping, het hulle hom ontken. En dan is daar sogenaamde gelowiges wat dit ook doen.